Vandag vier mense dwars oor die wêreld Vadersdag en daarom kan ons vandag saam dankbaar wees oor die mans in ons lewens wat hulle tyd en hulle energie en hulle liefde gee vir kinders en vir jong mense. So vandag wil ons sê gelukkige Vadersdag aan al die paas, die ooms, broers, onderwysers, oupas, kategete, stiefpaas, sportafrigters en nog baie ander rolmodelle, voorbeelde in ons lewens, wat vir ons 'n mentor is, wat ons versorg en wat vir ons liefhet. 'n Baie gelukkige Vadersdag ook vir julle. Nou julle, ek hou baie van jag en ons het hierdie week Dinsdag op die vakansiedag, ons gaan jag daar in die Zastron omgewing. En hierso so 'n paar ure in die jag in, toe kom ek agter, maar ek is bietjie dors, maar ek het my waterbottel by die huis vergeet. En hier teen son onder, toe ons in klas, toe is my lippe so droog en ons het die heel dag daar in die veld gewees en ek was verskriklik dors. Nou die Bybelverhaal wat ons vandag nou gaan kyk, vertel ook die storie van 'n ma en haar seun wat in die woestyn baie dors geraak het. En hulle water het ook opgeraak. En ons gaan vandag so 'n bietjie na daai storie kyk. Maar voordat ons gaan lees uit daai verhaal uit, kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën. Here, baie dankie dat ons hier aan die einde van 'n kwartaal, hier in eksamentyd, voor 'n lang skoolvakansie, net kan stil raak en kan weet, Here, U is ons God. En U wil ook vanoggend met ons praat. Here, en U wil vanoggend ook vir ons kom vrede en kom liefde en kom krag gee. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Die Here groet elkeen van julle vandag as hy sê genade en vrede vir julle. Amen. Julle is welkom om saam te sing nou. Julle kan staan en bewegings ook saam doen, maar is nou tyd om die Here te loof en te prys. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker. Hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Jy het ook nou geleentheid om vir die Here dankie te sê met jou dankoffer en jy kan op enige van hierdie volgende maniere ook met jou finansies die Here dien.
En net om 'n bietjie agtergrond te gee oor ons storie wat ons vandag gaan lees in Genesis 21. God het mos aan Abraham 'n belofte gemaak en hy het vir ons gesê, ek gaan jou nageslag, jou kinders, baie maak. Met ander woorde, hy het gesê, jou kinders sal so baie wees soos die sterre in die hemel. Maar die probleem was dat Abraham en sy vrou Sarah baie oud was. En hulle kon nie eintlik meer kinders gehad het nie. Maar hulle wou baie graag 'n kind gehad het. En toe maak hulle nou hulle eie plan. En hulle het toe met Hagar, wat hulle bediende by die huis was, en wat ook nie 'n Jood was soos Abraham en Sarah nie. Sy was van 'n ander afkoms of van 'n ander nasie. En hulle het toe met Hagar gepraat om vir Abraham 'n kind te gee. En Abraham word toe die pa van 'n seun met die naam Ismael. En Ismael se naam beteken God hoor. God hoor. Maar Abraham en Sarah het toe ook hul eie seun later gehad, wat die Here vir hulle gegee het, met die naam Isak. En Sarah het later bietjie jaloers geraak op hierdie seun wat Abraham met Hagar gehad het, Ismael. Want sy het gedink, omdat Ismael die oudste seun is, gaan Ismael dalk al die goeders erf wat eintlik vir haar seun Isak bedoel was. Want dis hoe dit gewerk het in daai tyd, nê? Die oudste seun kry alles. En sy het bietjie jaloers geraak en want sy het gedink dat Ismael al die goed gaan kry, eintlik wat Isak veronderstel was om te kry. Nou kom ons lees nou daar in Genesis 21 van vers 8 hoe hierdie verhaal dan nou verder uitspeel. Ek gaan vir ons lees uit die Kinderbybel se vertaling uit. Nou toe Isak groot genoeg was en almal fees gehou het dinge moeilik geword tussen die twee families. Sarah het nie gehou daarvan dat Hagar en haar seun ook bly waar haar seun groot word nie. Abraham was hartseer. Maar hy het vir Hagar en Ismael kos en water gegee en hulle laat gaan. Dit was nie maklik nie. Dit was eintlik baie, baie moeilik. Hagar en Ismael was nou alleen. Net die twee van hulle. En hulle moes loop in die groot warm woestyn. Kan julle dink hoe bang en alleen hulle gevoel het? Maar dit is die belangrikste deel. God het nie vergeet om na hulle om te sien nie. Kom ons kyk wat gebeur het. Hagar en Ismael het gestap en gestap en gestap deur die groot warm woestyn. Die son het gebrand. Die sand was warm onder hulle voete. En toe raak die water op. Die kruik was leeg. Daar was niks meer water oor in hulle kruik gewees nie. Hagar het rondgekyk. Oral net sand, oral net hitte, geen water nie. Sy was so bang, so moeg, so hartseer, dat sy nie meer kon kyk na haar seentjie nie. Sy het hom versigtig neergesit onder 'n bossie, net 'n klein takkie wat bietjie skaduwee gee. En toe loop sy 'n entjie verder, net so ver soos van hier tot by daardie muur. En daar sit sy. En sy begin te huil. Sy het gesê, ek kan nie kyk hoe my kind so swaar kry nie. En sy het gehuil. Maar julle, God het gehoor. Dink julle God het Hagar gesien daar in die woestyn? Ja, want God is El Roi. Dit beteken die God wat my sien. En 'n engel van God het uit die hemel geroep, Hagar, moenie bang wees nie. God het die stem van jou seun gehoor. Staan op. Hy sal 'n groot nasie word. Toe het Hagar haar oë oopgemaak en sy het iets gesien. Nou, wat dink julle het sy gesien? 'n Put vol water reg daar in die woestyn. Hagar het gehardloop
En sy het haar kruik vol water gemaak. En sy het vir haar seentjie water gegee om te drink. En Ismael was nie meer dors nie. Hy was nie meer alleen nie. God het hulle gesien. God het omgegee. God het gehelp. Julle Hagar se naam beteken reisiger. En sy was maar net 'n bediende in Abraham en Sarah se huis. En ek dink sy moes nogals uitgevoel het, nê? Nee. Want sy het nie gelyk soos hulle nie, sy was van 'n ander nasie. Sy het waarskynlik dalk 'n ander taal ook gepraat. En sy het seker gedink dat sy maar vir altyd 'n reisiger gaan wees en gaan bly hier in die woestyn. Sy het gedink dat God se beloftes is net vir Abraham en vir Isak en vir Sarah. En nie vir haar en haar seun Ismael nie. Maar julle God is anders. God hoor Ismael se gehuil. Weet julle wat is die mooiste ding in hierdie storie? Hagar, toe sy die put gesien het, toe sy geweet het God het haar raak gesien, het sy vir God 'n baie spesiale naam gegee. Sy het gesê, hy is El Roi. En dit beteken die God wat sien. God het haar gesien toe niemand anders haar raak gesien het nie. God het haar gesien toe sy alleen was. God het haar gesien toe sy gehuil het. En julle, hier is die geheim vir elkeen van ons. Dieselfde God sien ook vir jou raak. Dieselfde God hoor ook ons gebede. Elke dag, orals. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan weet, U is El Roi. U is die God wat ons sien. U is die God wat ons ken. Here, U is die God wat ook U beloftes in ons lewens waar maak. En dankie dat hierdie beloftes ook vir elkeen van ons van toepassing is. Here, U hoor ons gebed. Here, U sien elke traan raak. Here, U weet partykeer hoe moeilik dit vir ons is. U weet hoe alleen ons partykeer mag voel, net soos Hagar daar in die woestyn en sy wil eintlik net opgee. Maar dankie dat ons kan weet, U gee nooit op ons nie. Here, en ek wil kom bid vir elke gesin, elkeen wat dalk vanoggend voel, hulle is alleen. Elkeen wat vanoggend dalk dink, maar die Here het vir my vergeet. Die Here se beloftes is dalk nie vir my bedoel nie. Here, dankie dat U ons optel. Dankie dat U ons ophelp. Dankie dat U ook vir ons omgee en vir ons lief is. Here, ons wil kom bid vir hierdie laaste deel van die eksamen. Here, mag U by elkeen van ons wees, by ons kinders. Here, en ook die vakansie wat voorlê, mag ons regtig ook lekker uitrus. En Here, baie dankie dat ons kan weet, U is elke dag by ons. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons sien julle eers weer na die skoolvakansie en ons hoop regtig julle het 'n lekker tyd. Mag julle veilig wees as julle gaan ry op die paaie. As jy ook verjaar in hierdie skoolvakansie, mag jy lekker verjaar en dan mag jy sommer baie persente kry. Ons sien julle volgende kwartaal weer.